looking for? You looking for me? Who you looking for, brother? What you gonna do for them? What you gonna do for them? When I tell you we must go. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie, ek wil dit amper noem, bekommerde video, want ons is besig om 'n baie gevaarlike era nou in te beweeg. 'n Era waar die potensiaal vir 'n burgeroorlog, 'n Afrikaan burgeroorlog vereers nou op die korttermyn kan begin afspeel. Daar is geen twyfel meer in terme van die potensiaal, in terme van die mobilisasie wat ons sien. Maar die video wat u nou gekyk het, kykers en luisteraars, dit is daar in die omgewing, is in KwaZulu-Natal, in die omgewing van Sea Cow Lake, waar hierdie tafereel Kenville, daardie area afgespeel het. En ek gaan nou vinnig vir u net 'n video speel van wat in Rwanda afgespeel het. Ek speel hom gou vir u. Goed kykers en luisteraars, u het nou die video gekyk in die begin, u het die video gekyk van wat in Rwanda en hoe dit afgespeel het, en ek wil vir u sê, u gaan vir my sê, daar's geen verskil tussen die twee video's nie. Jy kan eweneens, kon jy die Rwanda video gespeel het en gesê, dis nou Suid-Afrika. En as jy dit nie weet nie, sal jy daarmee saamstem, want dit lyk dieselfde, is dieselfde tafereel, is dieselfde toneel. Ek gaan nog 'n video vinnig vir u speel, wat vir ons bietjie net die geskiedenis van Rwanda gee, in 'n baie kort videoetjie. The Rwandan civil war shocked the world, but few know its brutal origins. It started with colonial divide and conquer, leading to years of resentment and hatred. In 1994, it exploded into genocide, with over 1 million lives lost. The world watched in horror, yet remained silent, but lessons learned were not enough. Today, Rwanda stands resilient, yet vigilant. Goed, u het nou die kort videoetjie gesien, waar daar meer as 1 miljoen mense in 'n bestek van weke, en die taferele wat ons nou begin sien, kykers en luisteraars, in Sea Cow Lake, Kenville, en elders. Ek kan vele video's vir u speel, maar daar's geen sin daarin om dit by herhaling te speel. Ek het vir u nou hierdie enkeles gespeel, om 'n baie vinnige 2 minute opsomming te gee van Rwanda, die aansluiting, hoe dit dieselfde lyk as wat ons tans in Suid-Afrika sien. En ons sien die geweldige voorbereiding. Ons sien hoe die Zulus, terwyl ek nou praat, kan daardie video's gespeel word. Ons sien hoe die Zulus gaan bid het in die berge. Baie gevaarlik. Ek het dit gedeel, hierdie video en ander, met van ons spesialiste. As ek sê spesialiste, mense wat saam met die Zulus opgegroei het as kind, hulle taal so vlot praat as wat 'n Zulu homself praat, hulle kultuur en gewoontes en religieuse, hulle geloofsuitoefening baie goed ken. En eerstens het die persoon stil geraak, of een van hulle, en daarna gesê, dit is gevaarlik. Daar sekere detail uitgewys, en ja, daar's nie ringkoppe gewees in hierdie video's nie, maar het kon elders gewees het en het kan dalk nie opgeneem wees nie. Maar hoe dit ook al sy, daar is gegaan na die berge toe om te bid oor dit wat kom, en in hulle kultuur is dit 'n baie gevaarlike teken. Ons sien hoe hulle veg met mekaar oefeninge, baie aggressief, met mekaar, ten aanskoue. Nou, ons speel dit nou so terwyl ek praat, want as u nou die video self gaan kyk, as u hom kan opspoor, dan sal u hoor die onheilspellende sang, partykeer, saam met hierdie oefeninge, en hierdie taferele wat dan nou afspeel, hierdie tonele wat besig is om af te speel. So, ons sien hierdie oefeninge, ons sien hierdie bidsessies, noem dit maar, waar hulle prayers, hulle gebede gaan opstuur na hulle voorvaders, en dies meer, en dis alles tekens van
of die laaste tekens wat geweld vooraf behoort te gaan. Gemeet aan geskiedenis en die verlede en hulle kultuur en gewoontes. Dan kan ons dit amper noem en sien hoe die regering paniek slaan. Want 'n regering wat 600 miljoen bewillig rondom die 30ste spreek boekdele. Ontplooiing van weermag, ontplooiing van polisiemagte. Kykers en luisteraars, u weet eintlik ja, Oom Siener het 'n baie interessante gesig gehad. Hy het gesê hulle goed uitgewerkte planne loop skielik skeef. Nou daardie skeefloop begin ek potensieel sien, menende dat hier is groter magte agter alles. Ons het 'n paar dokumentêre gekyk van mense wat sê wie finansier hierdie March and March? Wie finansier hom? Wie finansier die vlugkaartjies dan hier, dan daar, dan oral en voertuie en busse wat mense aanry wat heeltemal sin maak. So dit het ons in ons vorige video's al gesê van die Oosblok en die Wesblok wat gaan stry om Suid-Afrika. So dis alles so. Maar wat ook so is en wat ook logies raak is dat die profesie wil ek amper sê raak logies in terme en in ten opsigte van dat hierdie uitgewerkte plan van die ooste en die weste kan heeltemal anders en verkeerd loop. Vir hulle verkeerd loop. Vir ons reg, want die Vader het 'n plan met ons hier. Ons sien dit gesê, ons sal deurkom, want die Vader het 'n plan met die boervolk. Nou ongelukkig het ons mense amper 'n weersin in die profesie van die woord teenoor Suid-Afrika ontwikkel, want daardie plan word in baie van die profeseë baie mooi beskryf. Maar ek gaan eers my tyd mors nie, ek doen dit, ek sê nou tyd mors met mense wat kritiek wil lewer en sê Suid-Afrika is nie in die Bybel nie, so hulle sal maar voel hoe Suid-Afrika in die Bybel is. En dan gaan ons dit dalk vir hulle wys, en dan sal hulle sien en besef, ons was toe. Wat sien is glo, voel is wragtig. Dan sal hulle ongelukkig, dis 'n hartseer wat ek nie kan meet nie. Ek kan nie dit meet in my hart, dat ek sien wat nou voor lê, en ons mense steeds 'n weersin en 'n toesgees en 'n eie wyse gees rondom die woord en die profeseë van hierdie tye het nie. Dis 'n hartseer terwyl Joël 2 sê, dis nou die tyd wanneer ons dominees en ons pastore en ons predikers en ons evangeliste op die vloer van die sinagoge by die kerk moet lê en ween en intree vir die volk dat dit nie oor ons kom nie. En daai is spesifiek vir Suid-Afrika. So ons sal sien, laat die toekoms wat ek sê uit die woord uit dit toets. Nie toes, nie eie wys nie. Dit wat ons gaan sien en beleef sal dit toets. Maar goed, om terug te kom na die punt toe. Die staat spandeer 600 miljoen rondom die 30ste. Dit sê mos en skree mos vir ons almal uit. Hier's moeilikheid. Wanneer 'n regering 600 miljoen beskikbaar stel, ontplooiing van weermag en polisiemagte. Maar dan wil ek vir u sê, om weer na die ander punt toe ook terug te kom, van dat hulle goed uitgewerkte planne gaan skeefloop. Want hierdie is massas. En om beheer te hou oor sulke massas is bykans onmoontlik. Bykans onmoontlik. En ek dink dit gaan bewys word as onmoontlik in wat nou gaan voorlê. Want Julius Malema het by geleentheid gesê dat dis nie leiers wat hierdie revolusie gaan begin nie, maar die voete op die grond. En daar was hy 100% reg. En dis waar die goed uitgewerkte planne van die leiers wat dalk gekoop is, dalk, nie almal nie, daar's baie gekoop, maar daar's altyd 'n leier of twee wat nie gekoop is nie. En met die steun van die grondmagte is die mag in hulle hande. Maak geen fout nie. En dit is wat ek hier sien. U weet, kykers en luisteraars, tydens die Arabiese lengtes was daar, ek dink in Egipte was dit 1 polisieman teenoor 50 siviele burgerlikes in daardie Arabiese lengte of lengtes, daar in Oman, in Egipte, in Bahrein, al die Arabiese lengtes wat ons in die verlede gehad het. In Suid-Afrika het ons 'n aktiewe polisiemag van tussen 130.000 en 145.000. As jy 150.000 indeel, mense, dis by aktief word bedoel, dis mense wat administrasie, soos ons
genoem het in die weermag boektiffies. Hoe dit ook al sê, administratiepersoneel, opleidingspersoneel, logistieke personeel. Dis almal personeel wat nie ontplooi kan word nie. Hulle kan nie. Maar ek vat nou die hele aktiewe. Dis die ou wat by die kantoor sit, dis die persoon wat logistiek doen, ek vat hom as ontplooi. En ek deel 150.000 polisie mag deur 60 miljoen. Dan sit een polisieman vir 400 mense. Vir 400 mense, dis omtrent 8 keer meer verskil as Egipte se Arabiese lengte, waar die polisie geen hond haar kon afmaak nie. Kykers en luisteraars, en ons sien hoe hierdie uitlanders nou soos in Rwanda al van huis tot huis gaan. Ons sien nog nie regtig bloed nie. Ons kan 'n video speel terwyl ek praat van waar ons hierdie mense begin sien gewelddadig raak, waar hulle uitlanders begin aanrand. Ons sal vir 'n video speel wat baie onlangs gebeur het. Daar's vele wat ons kan speel wat 'n week gelede, 2 weke gelede, maar hier het enkele dae gelede gebeur. Van die geweld teenoor hierdie uitlanders wat besig is om pos te vat. Ons sien die massas. Presies dit wat Joel 2 vir ons vertel van. 'n Mag afkomstig vanuit die noorde. Groot in getal. Ons sal vir 'n video speel oor een protesoptog wys, dan kyk u hoe lyk massas. Dis die begin van hierdie eskalasie, kykers en luisteraars. So die SAP se vermoed ek nou met u gedeel, die regering gee 600 miljoen vir hierdie rondom die 30ste Junie, wat vir ons boekdele spreek. Ek het in die vorige video's vir u gesê, 'n regering tree op, 'n president wanneer hy praat vanuit die intelligensiedienste se advies, se raad, se inligtingssessies, misdaadintelligensie, militêre intelligensie, nasionale intelligensie, crimes against the state, misdade teen die staat, volke, al daardie inligtingssessies, laat die president praat wat hy praat. Nie 'n klomp sosiale media uitlatings, verseker nie. As ook nie 600 miljoen wat jy gee, nou vir hierdie en rondom die 30ste Junie en die ontplooiing van magte en alles daarmee saam nie. Dan sien ons aan die ander kant die massas, die momentum, ons sien die geweld wat hier en daar in terme en in ten opsigte van aanranding en 'n geslaanery plaasvind, afspeel. Die volgende fase, soos hulle sê, gaan bloed trek, sal 10-1 bloed trek. En hierdie mense, ons sien die voorbereiding, die gebede in die berge, die oefeninge wat in die berge gehou word, aggressiewe, slaan mekaar, dis nou Zulu impies, noem hulle Zulu impies, want dis wat hulle is, wat nie skroom om mekaar met 'n knopkierie teen die grond te slaan, hulle speel nie. Die energie, jy weet ek kyk nou die dag 'n video van 'n Engelse persoon, ek weet nie wie sy naam is nie, maar 'n goeie video, 'n persoon wat sê, dat hy was in die onluste eenheid destyds, en dit wat hy nou sien, is erger, groter, dieselfde, groter, erger, as dit wat hy gesien het, in daardie Sharpeville, Rivonia era. En ek stem 100% saam met hom. Want wat ons hier sien, is dieselfde as wat ons in Rwanda gesien het. En ek gaan weer vir u sê, hierdie mag is opgerig, en u kan met my verskil. Laat die tyd dit toets, deur die Vader, om ons weer met tug en toorn terug te bring na hom toe. Omdat hy so lief is vir ons. Maar die vet weet, ons wil nie terug nie. Dis verskriklik. Dit is onverstaanbaar, kykers en luisteraars. Dit is 'n hartseer wat ek vanoggend voor ek hierdie video gemaak het, my oorweldig het. Om te dink, ons moet net terugkeer na God toe. Ons moet net weer luister na sy woord. En nie eie wys wees oor sy woord. En nie toos oor sy woord. En nie, dit Suid-Afrika is nie in die Bybel nie. Ja, daardie arrogansie is so gevaarlik. Inteendeel, Sefanja het gesê, daar sal geen een hoogmoedig om gedra op my heilige berg nie. Menende, wanneer God sy koninkryk hier herstel het, daardie heilige berg is sy heilige koninkryk. Wanneer hy hom hier herstel het, sal daar geen eie wyse, geen hoogmoedige,
Geen arrogante sal dan meer oorwees nie. Dis die weersin wat die Vader het in hoogmoed. Maar ja, kom ons gaan nie te ver van die lyn af nie, kykers en luisteraars, ons staan voor 'n baie gevaarlike tyd. In hierdie tyd kan die regering begin beweging beperk, ons kan blokkades begin kry, hulle kan beweging begin beperk in die afsienbare tyd wat kom, en vir 'n baie goeie rede. Jy sien nie geweld, ons probeer die geweld beperk, jy mag nie meer jou provinsie verlaat nie, jy mag nie dit nie, jy mag nie dit nie. Kom ons kyk hoe dit uitspeel. Maar wat hier begin, is wat Joël 2 vir ons sê, hier gaan afspeel. Hoe dit gaan afspeel, en waarheen dit gaan lei, en uiteindelik opeindig. En oom Siener sluit maar net baie mooi daarby aan, en hy sê ons sal nie tot niet gaan nie. Daardie klein geringe elendige oorblyfsel, wat Sefanja hier voorspel, wat gaan oorbly, het God 'n plan mee. En sy plan staan in sy woord opgeskryf. Dis so mooi. Ja, so 'n pragtige vooruitsig, maar 'n verskriklike tyd, wat ons nou gaan begin ingaan, en sal moet deurgaan. En al raad wat daar was, uit die woord uit, oom Siener, Johanna Brandt, Roger Thiel, Rick Joyner, David Wilkerson, oom Siener, het gesê, behou die geloof. Hou u oë op die ek is wat hy is. Deur sy seun ons middelaar, verlosser en saligmaker, en die leiding van sy gees. Sterkte en seën vir u. Tot 'n volgende keer. Totsiens.